Welkom by Tafel vir Twee, waar ons saam aansit vir eerlike gesprekke, inspirerende stories en alles wat die troubedryf so besonders maak. So, vandag sit ons met Monique van Tilted Tulip. Baie welkom. Dankie. En dankie dat jy vandag met ons sal kom gesels op Tafel vir Twee. So, Monique, vertel ons 'n bietjie van jouself en van jou besigheid. So, ek is Monique Gous. Ek het in die strand groot geword. Mevrou Gous. Mevrou Gous. Ek het in die strand groot geword. Ek bly al daar basies my hele lewe lank. En ek het 2 ouer broers. Ek het groot geword met honde en hoenders op die erf. Oh, moeder. Ja, ek het al skool gegaan en alles, so ek is maar 'n local girlie. Oh, En Tilted Tulip word September 5 jaar oud. Ek het in 2021 my eerste troue gedoen. kan nie glo. En ja, ek dink dit is lekker want ek voel Tilted Tulip het gegroei oor die jare. Definitief. So, ja, Wow, dit is so special. Kan jy glo dit is al 5 jaar? nee, ek voel nie so nie. Time flies when you're having fun. Okay, en vertel vir ons of deel met ons, hoe het jy daarop besluit om 'n bloemist te word? Ek dink nie ek het dit ooit besluit nie. Ek dink dit het so half in my skoot geval. In die sin van, toe ek matriek was, het ek glad nie eens geweet wat ek wil gaan swat nie. Wel in graad 11 moet jy mos nou al begin kyk wat jy wil doen en alles. En ek het deur 'n klomp kursusse gekyk wat Stellenbosch en so aanbied en ek het niks gesien wat reg vir my werk nie. En iemand het my vertel van die Alight Academy. En toe dink ek, okay, maar kom ek doen nou maar aansoek en kom ek kyk nou maar wat gebeur, tipe van storie. En toe kom ek in en swat toe nou event management by die Academy, saam met jou. En toe het ek geïntern by 'n bloemis en ek dink dit was net vir my lekker gewees. Ek het vroeg al besluit ek wil nie 'n planner wees nie, ek sal eerder 'n supplier wil wees. Regtig? Ja, want julle planners het mos maar baie lang ure. Dis nie dat ek nie wil werk nie, ek hou daarvan om eerder vroeër op te staan en dan die middag klaar te wees en volgende oggend weer te doen. So ja, die bloemis by wie ek geïntern het was net amazing geweest. So ek het 'n wonderlike ondervinding by haar gehad. Oh, wow, just baie special. Waar of wat sou jy sê was die oomblik wat jy so half besef het dat nee, luister hier, ek wil my eie besigheid begin? Ek het eintlik so 'n oomblik gehad nie. Okay. Dit het eintlik maar net in my skoot geval. Okay. In die sin van toe ek na COVID en ons nou weer kon troues doen en alles, want ons het gegraduate net voor COVID. Yes. En toe gebeur COVID en okay, nou kan ons weer troues doen. Toe stuur ek e-mails uit na 'n klomp verskillende bloemiste om aansoek te doen vir werk. Okay. Want ek het tog altyd gedink ek wil vir iemand werk. Ek het nie gedink ek het dit in my om my eie besigheid te ran nie. En in die tyd het 'n vriendin wat saam met my broer op skool was, sy het getrou. En sy vra toe vir my om haar troublomme te doen. Want sy het geweet ek het dit geswat en ek het baie van dit op Instagram gesit terwyl ek geswat het. Sy het geweet ek kan blomme doen. Tot 'n mate kan blomme doen. Sy kan ongelooflik mooi blomme doen. Daai tyd. En toe dink ek, okay, wel, kom ons doen nou maar. En sy het net R10,000 gehad vir haar troue. Wat ek dink selfs daai tyd sou mense besef het, dit is eintlik nie wat troues kos nie. Presies. En toe het ek net haar troue gedoen en ek was soos, okay, wel, ek dink ek doen nou maar troues. So dit was in September gewees en toe die Oktober, toe is daar iemand anders wat my kontak ook vir blomme doen. Ek weet nie eintlik hoe die bruid van my gehoor het nie, maar dit was net seremonieblomme gewees en bouquets. Okay. En toe, ek voel binne 2 maande 2 troues te doen vir iemand wat nie regtig gedink het hulle wil hulle eie troues doen nie. Toe dink ek, okay, wel, ek gaan nou maar inspring in dit in. Hierdie is nogals lekker. Ek gaan dit nou maar doen. So hulle het jou genader en
Dis waar jy besef het, maar jy het eintlik obviously jy het geweet jy het 'n liefde vir blomme en om dit te doen, maar Ja, toe so half sien hulle die potensiaal in jou raak wat jy toe nog net moes besef. ek dink so ja. Oh, dit is so cool. Kan jy onthou hoe jou heel eerste dag as besigheidseienaar gelyk het? Ek gaan hierdie eerste troue van my as my eerste dag van my besigheid vat. Dit was nie fantasties geweest nie. Ek was baie op my sinne wees oor hoeveel blomme ek bestel het, of ek genoeg bestel het of nie. Die tafels was net greenery runners geweest en daar was nie geld om greenery te gaan koop nie, so ek het alles geforage. En ek het in my ouers se garage gesit en ek het tot 3:00 die nag gesit en kalends maak. Ek het 'n vriendin gehad wat my op 'n stadium kom help het. Maar sy moes ook obviously op 'n stadium huis toe gaan. Ja. En ja, so ek het baie lang ure gewerk en toe die volgende oggend het ek 'n freelancer daar gehad wat my gehelp het. Ek het eintlik maar meeste van die rangskikking aan haar oorgelaat. Okay. Want ek was nog so onseker geweest. So ek het eintlik haar gevolg soos wat ons die seremonieblomme gedoen het. Ek het nie gesê sy moet dit en dit doen want ek was nog so onseker. So ja, die eerste dag van besigheidseienaar was lang middernagtelike ure geweest. Sure. Ja, ek sal dit nie weer doen nie. As jy weer moes kies, regtig? Ja, nee, obviously nou kan 'n mens besef wat jy anders sal doen en hoe 'n mens daai spesifieke elemente anders sal doen om dit meer om jou tyd beter te gebruik. Ja, en vir jouself makliker te maak. Ja. Deel met ons wat jy dink as jy nou moet terugdink, jou grootste uitdaging was toe jy begin het. Ek sal sê studio spasie of net 'n spasie om in te werk. Ja. Want ek het die eerste paar troues uit my ouers se garage uitgedoen. Hulle het 'n lieflike dubbel garage, maar natuurlik moet hulle karre daar staan. Ja. So die spasie en dan ook vervoer eintlik. Ek mens het mos nou maar 'n groot voertuig nodig om alles van jou studio af tot by die venue te kry. Presies. En ek het maar my pa se bakkie geleen en so, maar hy was nie altyd so lus om dit uit te leen nie. Alweer. En later dan het ek voertuie gehuur en so dit ja, ek sou sê die voertuie en of die vervoer en die spasie. Maar later van tyd het ek daarom nou 'n spasie daar geskoolie by my maale. Nou is jy georganiseer. Ja. Yes. As jy nou sou kon teruggaan destyds, watter raad sou jy vir daai tyd Monique gee? Ek sou sê gebruik freelancers. Ek het so baie troues op my eie gedoen en dan werk ek regtig tot in die middel van die nag in. Ja. En want ek is ook iemand wat eerder meeste van die goed sal voorberei die dag voor die troue, as wat ek op die troue kom en goed daar moet voorberei by die venue. Ja. Want jy weet nooit wat by die venue gaan gebeur nie, so ek berei 90% van my goed voor, dit wat ek kan. Okay. So ja, ek sal definitief sê, kry mense in om jou te help. Dit kos jou geld in die begin, maar dit spaar vir jou as mens ook net soveel meer, want jy kan langer slaap, jy het daai rus nodig. Jou werk is net vinniger klaar, ons klomp positiewe goed aan dit. Sure, dit is amazing. En ek dink baie of min bloemiste werk in so 'n manier soos jy, waar hulle dit meerderheid van dit voor die tyd voorberei en alles saambring, of dink jy baie bloemiste verkies om by die venue te werk as by hulle studio? Ek dink dit hang af van die bloemiste se omstandighede, in die sin van, het jy 'n groot genoeg voertuig om alles in sy klaar vorm te vervoer, want dit vat partykeer meer spasie. Ja. En of jy dan nou ook hande by die venue het om daai werk klaar te maak. Ek hoor, ja. Ek het nie altyd hande by die venue nie, want ek en my man doen maar meeste van die setups. Special. Dit is so lekker. Hy doen al die swaar goeders. Ja, heavy lifting. En ek het hom al so mooi getrein, hy pak die kersse perfek uit en hy weet presies hoe dit werk. Hy weet wat gaan gebeur. Ja. So ja, ek dink dit hang af van bloemis tot bloemis se omstandighede. Ek dink almal sal net wil kom en die goed neersit en weer gaan. Ja. Is nie altyd moontlik nie, Nee. met hang af van wat se setup jy het. So ja, ek dink
As jy vir ons sou kon sê, wat maak jou besigheid anders as ander bloemisterapeute, wat sou jy sê is dit? Ek dink my styl, elke bloemis het maar hulle eie styl, so ek dink dit is maar wat almal that sets you apart van die res. En ek kan nou nie sê dat ander bloemiste nou nie so is nie, maar ek weet in myself, ek sit alles in 'n troue in. Ja. Elke troue is vir my baie spesiaal. Yes. En maak nie saak of dit 'n klein troue of 'n groot troue of 'n medium troue is nie. Ek sit regtig alles in dit in en baie omgee en baie liefde in dit in. Want dit is vir my so groot voorreg om deel te wees van die paartjie se spesiale dag en ons maak mos nou maar mooi, so om die dag mooi te maak. So ek dink my hart wat ek in dit insit en my styl maak my uniek seker maar. Definitely. Could not agree more. Wat is jou gunsteling deel van 'n troudag? Dit is vir my baie cool om te sien hoe alles bymekaar kom. Die hele prentjie. Want ons is nie altyd bewus van hoe die tafeldoeke of die servette lyk nie. Ons weet nie altyd hoe die meubels lyk of hoe die stationery lyk nie, of selfs die glase, want dit kan ook so groot deel vorm van die algehele prentjie. So dit is my baie cool om dan by die venue aan te kom en te sien, hulle het hierdie borde gekry en daai glase en dan sien jy hoe smelt alles so mooi saam met die blomme en die kersse en dan is hierdie eindprentjie net so mooi. So ek dink dit is nogal vir my lekker om te sien. Definitief. En as jy nou moet dink, wat is jou slegste deel van 'n troudag? Dan wat sou jy sê is dit? Ek sal sê om my studio op te ruim na die tyd. Klomp blare en dorings en alles. Ja, man, en dan met al die vuil goed te werk. Ja. En te was en alles. Dis lekker as dit skoon is. Maar om net dit op te ruim, ek moet baie eerlik sê, ek het my laaste troue rondom einde middel April gehad en my studio staan nog net so. Dis okay. Ons is nou in Julie. Dis so okay. Daar's niks aan die fout nie. Jy het nog baie tyd om dit op te ruim. Ek het daarom alles wat kan vrot uitgehaal. Presies, dis die belangrikste. So dis net die vuil bakkies en so aan wat daar staan. Die kleiner nitty-gritty detail. Ja, maar nee, en dan ook om alles soos die gehuurde goed terug te vat na die verskaffers toe. Ja. Ek weet mens kan net en dan is dit daar. Presies. Want partykeer as jy so die donderdag, vrydag en die saterdag lang ure gewerk en die sondag vir breakdown en dan maandag nou nog weer alles terugvat. Presies. Dis partykeer, mens is nie altyd lus vir dit nie. Dit raak lank. Die dae wat ek nie lus is vir dit, dan Uber ek het na die suppliers toe. Daarvan. Uber package? Ja. In jou opinie, wat sou jy sê is die grootste fout wat bruide maak wanneer dit kom by hulle blomme en hulle troudag? Ek dink partykeer fokus bruide te veel op watter tipe blomme hulle wil hê, eerder as ons praat van 'n overall look and feel. Yes. En ek verstaan heeltemal ook dat nie almal kennis het oor watter blomme wanneer in seisoen is nie. Dit is nie iets wat algemene kennis is vir die alledaagse mens nie. So bruide moet eintlik maar net oop wees vir die feit dat ons met seisonale goed werk. Presies. En eerder fokus op ek wil hierdie kleurskema hê of hierdie look and feel hê. Skep jy dit vir my? Hoe gaan jy my daar kry? Ja. Presies. Eerder as om te sê ek wil hierdie en hierdie blom hê en dis dit. Baie limited. Jy kan baie spesifiek wees oor blomme, sê net maar jy het 'n look wat jy net Kersrose wil hê. Ja. Jy weet jy kan baie spesifiek wees oor dit. Daar is spasie vir dit. Ja. Maar as jy 'n lekker gemengde blom look het, sal ek sê fokus maar net eerder op die algehele prentjie. Watter blomstyle of temas sou jy sê is nou deesdae baie gewild? Ek kry verskriklik baie navrae vir bruide wat die groen blomme, nie noodwendig groen blare nie, maar die groen blomme, soos daai lemmetjie groen amper. Okay. Groen en wit. Ja. Of groen, wit en burgundy doen. Okay. Ja. Ek het in die week
heel toevallig 2 navrae gekry van verskillende bruide af, waar die een bruid wil hê haar bouquet moet wees groen Kersrose en die bridesmaids moet wit hê. Okay. En die ander bruid wil wit Kersrose hê en die bridesmaids wil groen hê. Nou, wow, heeltemal geflip. Ja, in 1 week. Dis baie snaaks as dit met my gebeur. Of as 'n mens navraag kry in 1 week en soos die bruid of die bruidegom se naam is dieselfde. Dit gebeur ook partykeer. Reg. Ja, ek het dit al gehad. Wow. As ek soos Monique en Monique of wat ook al. Dit is so random. Maar ja nee, ek sal dink die liggroen en die wit kom nog baie deur. En dan ook om vrugte in te bring. Yes. Dan is dit ook die vrugte wat pas by die groen en burgundy, Ja. so byvoorbeeld druiwe wat groen en rooi Ja. is. Kiwis of lemmetjies of pere of so. Ek dink ook dit is 'n trend wat al lekker lank aan die gang is. Ja. Ek weet nie hoe lank dit nog gaan hou nie, Nee, nie seker nie. maar dis die tipe navraag wat ek Okay. deesdae gekry het. Baie interessant. Watter aspek van die blomme is vir jou die lekkerste om te maak? Soos die ruiker of die tafelblomme of die bruidstafelblomme, watter aspek geniet jy die heel meeste? Definitief die seremonieblomme. Regtig? Ek's mal daaroor om 'n arch te maak of groot rangskikkings of wat ook al. Dis nie altyd lekker omstandighede nie in die sin van dat jy partykeer in 36 grade hitte in die son dit doen. Ja. Maar vir een of ander rede geniet ek dit die meeste. Okay. Ek dink daar kan jy regtig baie kreatief wees. Ja. En die blomstele so laat staan en waar jy dit nie altyd in 'n tafelrangskikking kan doen nie. Presies. So daar het jy die meeste vryheid. Ja. Ja. Okay. En dan is dit ook baie kere al die blomme wat nou oorgebly het. So dis baie keer meer as wat jy geallokeer het. So Dis dan kan jy nou lekker rondspeel Ja. met die goed. Okay, dis baie exciting. Oh my word. En dis natuurlik ook die eerste impression, as ek so of die eerste indruk Ja. wat die gaste kry wanneer hulle by die troue arriveer. Ja, so mense wil dit altyd ook wow maak. Extra mooi. Ja. In jou opinie, wat sou jy sê is een ding wat elke bruid moet weet voordat hulle bloeme kies? Kies definitief jou bloemes volgens hulle styl Slim. en nie volgens hulle kwotasie nie. Ek is mal daaroor. Dit mag dalk hard wees vir party mense om te hoor, maar as jy 'n goedkoper kwotasie kry, gaan jy heel moontlik goedkoper blomme ook kry. Presies. As jy 'n duurder kwotasie kry, gaan jy heel moontlik duurder blomme kry. Definitief. En dis moeilik om kwotasies te vergelyk met mekaar want elke bloemis se maandelikse uitgawes verskil. Ja. Party mense het 'n studio wat hulle elke maand hiervoor moet betaal of 'n voertuig wat hulle afbetaal. Ja. Ander bloemiste werk van hulle huis af uit hulle garage uit, so hulle het nie daai uitgawes nie. Ja. So hulle markups of wat ook al gaan bietjie anders te lyk. Daar is min of meer 'n industrie standaard vir wat jy vra vir goed, maar jy kan dit nie altyd, dis nie asof jy altyd appels met appels vergelyk nie. Ja. So ek sê altyd vir die bruide, as ek byvoorbeeld nou nie 'n troue kan doen nie en ek verwys hulle na iemand anders toe, gee ek vir altyd so 3-4 name. En dan sê ek vir hulle, my raad is om te kyk na wat se een se styl die beste pas by wat jy graag wil hê en doen jou navraag by hulle. Okay. Want as jy iemand kry wie se styl jy vertrou, dan gaan jy ook soveel rustiger wees op die dag want jy het daai vertroue dat hierdie bloemis jou prentjie lewendig gaan maak. En sy verstaan wat jy wil hê en jy weet sy gaan jou expectations nie net meet nie, maar ek sien. Ja. Wat is die mees onvergeetlike troue wat jy al aan gewerk het? Ek het baie lank gedink oor hierdie vraag. En dis moeilik om een troue uit te sonder, maar toe het ek nou by 'n lekker slotsom gekom. Okay. En dit is dat ek dink al die troues wat ek gedoen het vir mense wat ek ken. So byvoorbeeld vriendinne of ek het my broer se troue laas jaar Maart gedoen. Wow. Dit was vir my die lekkerste troues gewees en die groot rede daarvoor is dat al die mense het
my ten volle vertrou om te doen wat ek doen. Presies. En ek kan nie regtig dit in woorde omsit hoe groot verskil dit maak as 'n bruid vir my as bloemis ten volle vertrou nie. Ja. Want dan het ek ook soveel meer confidence om te sê, jy weet, nee, ons gaan nie daai blom vat nie, ons doen hierdie blom en sy weet dat alles net op die uiteinde van die dag bymekaar gaan kom. Presies. En hulle vertrou jou expertise ook, want ek sê altyd daar's 'n rede hoekom mense dit as 'n voltydse werk het. Of dit nou 'n planner is en of dit nou 'n fotograaf is of 'n bloemis of 'n wat ook al, daar's 'n rede hoekom mense 'n lewe kan maak van dit. Ja. So om die vraag te antwoord, ja, die mense wat my ten volle vertrou het, wat my ook geken het. Ek verstaan almal ken my nou nie, maar die mense wat my ten volle vertrou het, dit was die lekkerste troues gewees. Vir my broer se troue spesifiek het my skoonsussie geen voorkeure gehad nie. Wow. So ek kon regtig gedoen het net wat ek wou. Vrye teels. En sy het net gesê sy wil 'n heeltemal orgidee boekie hê. So dis die een versoek wat sy gehad het. Maar die res van die blomme het ek net gedoen wat ek wil. So dit was baie lekker. En natuurlik het jy toch geken, so jy het geweet waarvan gaan sy hou en wat gaan werk by jou boetie se troue en wat nie. So Ja. jy kon lekker daar rondspeel want jy het genoeg kennis en agtergrond oor hulle gehad. Ja, en dit was so snaaks dat ek en my ma, die troue uiteindelik was binne 3 weke na 'n maand beplan gewees. So hulle was nie eens lank verloof nie, ja. En ek en my ma die troue saam beplan. En ek het vir haar voorgestel want dit was by Lanserak gewees. Okay. En dit was in hulle private dining area, so hulle het klomp van die vierkantige tafels wat ons dan nou bymekaar gesit het om nou effens 'n langer tafels te vorm. Ja. En ek het vir my ma gesê, maar ek dink ons moet definitief tafeldoeke kry. En sy was eers bietjie nie lekker geweet nie en ek sê nee, maar die tafels wat so teen mekaar gesit is, gaan nie mooi lyk nie, ons moet tafeldoeke hê om nou te wys dit is aan een ding. Ja, eenheid. 'n eenheid. En my ma het toe na die tyd, sy het nooit besef die tafeldoeke kom tot op die grond nie. Sy het gedog dit is soos amper sy huistafeldoeke wat net so ver van die tafel afhang. So ja, om dan nou te weet, jy weet hulle vertrou jou en jy kan die hele prentjie bymekaar trek. Ja. Dis baie lekker. Oh, ja, ons weet waarvan ons praat. Monique, wat frustreer jou van hierdie industrie? Oh, Baie. ek dink die feit dat ons afhanklik is van mense. En ek gaan nou verduidelik. Een van die grootste dinge wat ek dink 99% van die bloemiste daar buite ervaar is dat jy as bloemis kan jou beplanning so goed as moontlik doen. Jy het jou flower count uitgewerk, jy het jou bestellings perfek geplaas en dan kom jy baie keer op die dag wat jy die blomme moet optel wat jy bestel het. En dan stuur die suppliers vir jou WhatsApp en sê, hoorie, ons kon nie dit en dit kry nie. En dan dink jy, okay, ons gaan 'n ander plan moet maak. Dis natuurlik aansienlik moeiliker as dit 'n spesifieke ding is wat die bruid of die kliënt wou gehad het. Ja, want jy weet hulle gaan dit oplet. Ja. Maar ek het daarom nou nog nie in so 'n geval beland dat dit nou ek wou maar sê life or death was nie. Okay. Maar ja, en ek verstaan ook heeltemal die verskaffers is afhanklik van wat die plase aan hulle kan verskaf. So en die vlugte en so aan. Ja. Dis die ander ding ook hoe jy ook blomme kan bestel by jou verskaffers en dan laat weet hulle jou, die vliegtuig kon nie opstyg in Kenia nie, want die weer is sleg, so hierdie blomme gaan nie kom nie. Great. Ja, so en dan ook as jy by 'n venue is en jy wag vir mense om byvoorbeeld die beligting klaar te hang of voordat jy die tafels kan uitsit en die tafeldoeke oorkry en vir jou om die blomme op te sit. Ja. Of jy wag vir mense om die tafels uit te sit. Ja. Want dan maak dit alles laat en ek voel partykeer ons is die laaste mense wat daar is, want ons is die mense wat die laaste goed op die tafels pak. Die laaste mooi. En ons moet al weg wees natuurlik voor die gaste opdaag. Ons kan nie tydens die seremonie nog hier wegkruip en agter hierdie. ja.
So ek dink ja, in kort die feit dat 'n mens afhanklik is van ander mense. Ek dink as 'n mens jou eie goed kon bepaal, dan sou dit ook aansienlik makliker gewees het. Definitief. Net 'n vinnige disclaimer aankondiging. Vanaf minuut 24 sal daar ligte begin flikker op die beeldmateriaal en die kwaliteit het aansienlik verswak. Ons was nie op die oomblik van die opname bewus daarvan dat dit die geval is nie en daarvoor vra ek grootliks om verskoning. Ek moet ook net noem dat ons is in ons tydelike spasie waar ons die episodes opneem, maar is so opgewonde om baie binnekort in 'n studiospasie in te beweeg waar ons die res van die volgende episodes sal opneem. Wat dink mense daar buite is baie glansryk van die industrie, maar wat jy vir 'n feit weet is soos glad nie. Ek dink baie mense dink om 'n bloemis te wees is soos om in jou tuin te stap en 'n paar steeltjies te pluk en in 'n bootjie te sit in jou huis of om oos te gaan en 'n bosie blomme te koop en in 'n bootjie in jou huis. En dit is natuurlik glad nie dit nie. Ons werk met honderde stele vir 'n troue, soms duisende. Ja. En ons dra swaar emmers rond wat die blomme in die water in het en dit is so triekie want as jy by die huis jou blomme doen, dan sit jy dit in 'n potjie en dis dit. En ons wil nou weer hê die blomme moet oopmaak, maar hulle moet nie te oopmaak nie. Hulle moet nou net op daai sweet spot wees vir die troue dat hulle op hulle beste lyk. So dis baie rondskuif van blomme van as die vertrek nou weer dalk bietjie warm word of iets soos dit waar as jy 'n pot in jou huis het en laat jy hom staan waar hy staan. So ja, dis baie sweet ook en harde werk en baie steps wat jy inkry oor 'n naweek. Ek dink die ander ding wat mense nie weet nie is dat ons verskriklik baie ure op die pad spandeer. Ja. Om alles bymekaar te kry. Ja. Jy ry, ek het al maklik 3 ure, 3,5 ure, 4 ure op die pad spandeer om alles op te tel. So jy ry eerstens om jou dekor en jou kersse te kry. Jy spandeer seker 20 minute daar om net seker te maak jou volle bestelling is daar. Dan ry jy na jou blomme suppliers toe. Jy moet seker maak alles is daar wat jy bestel het want hulle maak ook foute. Jy kan partykeer nie alles kry wat jy bestel het nie of daar's nog 'n emmer in die yskas wat hulle van vergeet het. Oh no. Dan ry jy na 'n volgende supplier toe en na 'n volgende een en dan gaan jy huis toe, dan laai jy alles af. En dan moet jy dadelik die blomme begin skoonmaak. Ja. Want die blomme is nie altyd in skoon water as jy dit van die verskaffers af kry nie, so jy moet seker maak stele is geknip in skoon water, blare is af sodat hulle die beste kan lyk teen die dag van die troue. Ja. So ja, ek dink die mense dink dit is lekker om met blomme te speel en dit is lekker om met blomme te speel, maar dit is nie altyd speletjies nie. Ja. En ek dink daar is so baie harde werk, fisiese werk wat agter die skerms ingaan. Wat min mense van bewus is want tog op die einde van die dag sien hulle net hierdie mooi prentjie en alles wat bymekaar gekom het en die skepping wat jy met jou hande create het, maar nie wat dit geverg het om actually daar uit te kom nie. Ja. Vertel vir ons, wat was die vreemdste ding wat al met jou op 'n trouoggend gebeur het? So dit het nie met een van my eie troues gebeur nie. So as ek nie my eie troues het nie, dan freelance ek vir ander bloemiste. So hier het met 'n ander bloemiste troue gebeur. Yes. Ons het gekom by die venue en die setup was al aan die gang. Tafels was al uitgesit, ons sit die blomme op die tafels en ons kom agter maar die atmosfeer in die venue is net so bietjie af. Die planners is ek weet iets was net nie lekker geweest nie. En die bloemis gesels nou met die planners en sy vra toe, hoorie is alles reg, wat gaan aan en alles en die planners sê nee, die bruid wil die troue kanselleer. Net wel, ons is besig met die setup. Julle is reeds daar. Maar dis sê die planner, maar doen die hele setup klaar vir kontraktuele redes en dan vat ons dit nou maar daarvan af, want ons het nou nog nie
om swart op wit gekry dat sy definitief wil kanselleer nie. Ons doen die arch, sit die bouquets uit, doen die hele setup, nee. Toe op die uiteinde van die dag het die troue nie voortgegaan nie, want die bruidegom kon nie in die land inkom vir een of ander rede nie. Oeps. So imagine dit, jy doen setup vir 'n hele troue, maar dit gaan nie voort nie. Maar ek het nog gevoel, jene, al die harde werk vir nie. Ja. En hoekom het ek, I'm not one to judge, maar hoekom het hy so lank gewag om in die land in te kom? Ek weet ook nie, en dit was nou 'n paar jaar terug gewees, so ek weet nie wat die probleem kon wees nie. Ek het nie gedink mense sal issues hê om in Suid-Afrika in te kom nie. Ja. Veral nie vir 'n troue nie. Nee. So ja, ek het by myself gedink, al die kos wat die chefs voorberei het. Ja. En die arme waiteringstaf wat ook ten ek weet nie of hulle die aand omgesit en wag het en of hulle maar huis toe gegaan het en betaal is of nie betaal, ek weet nie wat gebeur het nie, maar ja, dit is nogals ene wat uitgestaan het vir my. Ek is skieurig om te vra, het jy al ooit 'n blomnoodgeval gehad wat jy moes oplos en wat het daar gebeur? Dit is nogals 'n wille storie. Dis weer eens nie een van my troues gewees nie. Ek het gefreelance. Ek het gefreelance vir iemand, maar sy was by 'n ander setup gewees. Okay. So ek en 2 of 3 ander bloemiste het hierdie setup klaar gemaak. Maar ons was al die vorige dag by die venue gewees want dit was 'n groot setup. Hulle het die hele venue, al die mure en die dak en alles gedryp in groen dryping. Dit het amazing gelyk. Hulle het tafeldoeke oor die tafels gehad wat hulle gepin het. So dit het baie tyd gevat. Die blomme was aan 1 blomranners gewees op die tafel. So dit was verskriklik baie blomme. Beligting, dryping, alles. So die setup het al die dag voor die tyd begin en ons is toe daar die dag van die troue net om die seremonieblomme klaar te maak en net om seker te maak die blomme op die tafels is perfek. Die seremonie het plaasgevind in 'n klein kerkie in die dorp en okay. En nou is ek in kontak met die bloemis die hele tyd en ek hoor iemand sê so dit is 'n venue wat so 1 of 2 restaurante het en dan het hulle die trou venue of die function venue gedeelte ook. Okay. En ek hoor iemand sê, o, jene, die een restaurant is aan die brand. En ek dink myself, maar dis darm ver van waar ons is. Okay. En ek dink myself, dis 'n bietjie opwinding vir die dag. Ja. En ek gaan uit en ek sien net hierdie swart wolk rook. En ek stuur 'n foto vir die bloemis. Ek sê, maar weet die plek brand. Sy sê, "Jo, die drama en alles en ons gaan voort. Ons rustig besig om die seremonieblomme klaar te maak." En dit eskaleer net. En die restaurant wat gebrand het was 'n historiese gebou. So hy het 'n rietdak gehad. En die rietdak het vlam gevat en hy het nie opgehou nie. En die hele restaurant is toe besig om af te brand en dit is vlamme hoër as die bome. En ons almal staan hier op die verste hoek van die restaurant af, maar dit is, jy kan die hitte voel van daai vlamme, nee, en dit, ja, op die uiteinde skree hulle, almal moet evacuate van die plaas af. Meanwhile is hier nog 'n trou wat moet plaasvind, die gaste bly op die plaas, party van hulle se cottages is reg langs die restaurant wat besig is om te brand. En ek bel die bloemis, ek sê, hoorie, hulle sê ons moet nou evacuate, so ek gaan nou net gaan. Ja, ek gaan nou hardloop. Maar nou dink ek, maar wat as, ons moet seker maar nou net die setup doen, net om seker te maak, okay, nou hardloop ek, en ek gaan haal die seremonieblomme, dis 2 sulke torings gewees, en ons hardloop by die torings, en ons laai dit in die van, en ons ry na die kerkie toe, net om daai setup klaar te maak, want dalk, omdat dit nie die actual trou venue is wat afgebrand het, alles kan nog steeds voortgaan. Ja. Anyways, en ons is by die kerkie, en ons doen die setup daar, maar ons is in kontak met die mense wat by die venue gebly het, want hulle het nog die bruid se bouquet vir haar gevat, die gaste wat rondom die restaurant gebly het obviously ge-evacuate, en hulle het gegaan na die huis waar die bruid hulle almal regmaak. En
dit was net chaos geweest. Dis in die Parel, dit was 36, 38 grade geweest daai dag. Ons hardloop, ek is in my plakkies die dag, so dit was nou nie regtig Moenie ek sprint en dan plak. die beste footwear option nie, maar ek wou nie so warm kry nie. Anyways, en ons is tussen die kerkie en die venue en hulle later aan hoor ons neem met die hele troue gaan nou skuif. So toe daar iemand van 'n bierplaas gekom en gesê, hoorie, julle troue vandag, kom hou die troue by my want alles almal ja, niemand kan toe nou by die plaas wees nie want hulle weet nie wat nog smeel nie, hulle weet nie wat weer vlam kan vat nie, niks nie. Al daai rook. Al die rook. Alhoewel die actual trouvenue nog heeltemal fyn was, maar nou kom ek weer daar aan met die trokkie na ek by die kerk was en alles is net uit die venue uitgedra in skinkborde of wat ook al hulle kon kry, glase, tafeldoeke, blomme, dit staan net oral. Ek is daar's ander bloemiste wat kom help het. Die mense wat die meubels doen het gekom en hulle meubels gevat want nou die helikopter vlieg hier oor ons met die water en dit was chaos geweest. En die gaste is daar met hulle karre en almal laai net in wat hulle kan inkry en hier gaan ons na die nuwe venue toe en ons kom daar aan en die venue eienaar daarso is toe nou heel georganiseerd. Hy sê, hoor julle, ek het nog mense in my restaurant, ek gaan net vir hulle tyd gee om klaar te eet en dan kan ons die setup begin. Ek sê, nee, dis goed. Op die uiteinde van dag is die man regtig nie die vriendelikste ou wat al op die aarde geloop het nie, shame. Hy wou toe eers praat oor geld voordat ons nou uiteindelik die setup kan doen. En die mense van die oorspronklike venue sê vir hoorie, ons CFO gaan met jou om 'n tafel sit. Ja. Moenie worry nie, ons sal dit uitsorteer. Ons fokus is nou net om hierdie koppel se dag nog steeds so spesiaal as moontlik te maak onder die omstandighede. Ja. Intussen soos wat ons begin met die setup by die nuwe venue, laat weet die planner hulle seremonie het begin in die kerkie. Ek sê julle, ons het nou max 45 minute om klaar te maak. En eintlik 'n hele nuwe venue van voor af te Ja. Ja. Ons sê nou wees. En ons het dit toe nou gedoen, die blomme het dit vir een of ander rede gemaak. En ja, daar's 'n party van die gaste wat soos in hulle casual klere die troue bygewoon het want hulle kon nie Hulle moes letterlik vlug. ja, hulle kon nie in hulle trouklere inkom betyds nie. So dit was nou nogal so groot ene gewees. Ja. Oh my word. Dit is 'n ramp wat gered was, maar ook 'n natuurramp en Ja. En die slegste van alles is hierdie hele groot venue wat gedryp was, wat eintlik op die uiteinde van die dag niks mekeer het nie, Ja. was nie gebruik nie. Want dit was die restaurant ver van dit af wat afgebrand het. ek hoor dit as mense dit sê, maar daar is 'n rede daarvoor. Ja, dit was rof geweest. As jy enige bekende persoon se trou blomme kon doen, wie sou dit wees en hoekom? Die eerste persoon wat in my gedagtes inspring is Taylor Swift. Maar Ja. ek weet nie of dit net is omdat sy nou getrou het Okay. nie. Maar ek kan net dink dat dit so romantiese girly look and feel moes wees. Maar ek het toe ook verder gedink as sy dalk nou getrou het, die wie se volgende in my gedagtes ingespring het. En dit was definitief Kate en William se troue of Diana se troue. Maar met vandag se trends. Yes. Nou nie Diana se tyd se Back in trends the day. maar imagine net een van die royals se troue is. Imagine. Dit kan nog ons Massive en great vir die portfolio. ja. Jo. As jy kry soos daai troualbum die dag, soos die fotograaf deliver dit nou Ja. hier op jou e-pos. En jy teen jy kan soveel blomme bestel soos wat jy wil. Letterlik. No limit. Ja. So nou, so 'n bietjie van 'n dieper vraag vir jou. As jy nou moet terugdink oor jou loopbaan en jou besigheid tot dusver, waarop sal jy sê is jy die trotste? Dit is altyd moeilik om hierdie persoonliker vrae te antwoord. Ek sou sê dat Tilted Tulip elke jaar groei. Die manier hoe ek dit check
is dat ek tel my troues wat ek die vorige seisoen gehad het. En dan tel ek die troues wat ek hierdie seisoen gehad het. En dan as dit meer is, dan weet ek, nee, ons is op 'n goeie pad. Absoluut. So ek dink ja, die feit dat ek elke jaar groei. Dit is definitief iets om op trots te wees. Ja. En dit is ongelooflik. Regtig. Dankie. Dit nee, regtig. Watter wanpersepsie dink jy het mense oor dit wat jy doen? Die wanpersepsie sou ek sê is dat mense nie weet hoe lank ons werk aan 'n troue nie. Ja. Mense dink dalk dat jy kry die dag voor dit uit die blomme en rangskik dit en dan sit dit. Maar vir my persoonlik gebeur dit ten minste 'n maand voor die troue bestel ek my kers en my dekor. 2 weke voor die troue bestel ek my blomme. Ja. Die Woensdag voor jou troue, is nie maar jy trou op die Saterdag. Ja. Die Woensdag voor die troue berei ek al my mechanics voor. Die Donderdag gaan tel ek alles op en maak skoon en die blomme en so aan. En die Vrydag rangskik ons, die Saterdag doen ons die setup, die Sondag doen ons die breakdown, die Maandag doen ons weer die terugvat van die dekor en die returns. So ek dink die mense besef hoeveel tyd eintlik in jou troue ingaan van 'n bloeme se kant af nie. Definitief nie. Is baie ure. Baie. Dis nie net van steek 'n paar blomme in en dan gaan jy nie. En soos jy sê, dis nie net die Saterdag nie. It comes a long time before that. Where it all starts. Ja. Wat het hierdie reis van Tilted Tulip vir jou al oor jouself geleer? En hoe voel jy het hierdie ervaring vir jou as 'n mens verander? Ek het agtergekom ek is iemand wat redelik sukkel as iets vinnig verander en ek so moet aanpas. Yes. En ek het definitief geleer om dit te doen met die blomme industrie. In die sin van, soos ek nou al gesê het, jy kan die oggend wat jy jou blomme wil optel, kan die supplier vir jou sê, sorry, dit en dit is nie beskikbaar nie. Of jy kom by die venue aan en hulle sê, o, hier's nou 'n ekstra tafel. Of daar's 'n ekstra bridesmaid. Of kan jy nog 3 boeteniers maak? Dan moet 'n mens redelik vinnig kan aanpas en baie vinnig 'n plannetjie maak, want jy kan nie sê nee en dan is daar 1 tafel sonder dekor en kersse en blomme nie. So ek sou sê die vinnige aanpasbaarheid is definitief iets wat ek moes geleer het. Wow, en ek dink dit is tog 'n verskriklike valuable skill wat jy saam met jou vorentoe nog baie gaan gebruik. Ja. In jou opinie, wat sou jy sê is een oomblik van 'n troudag wat jy voel 'n paartjie moet net stadiger vat en dit eintlik inneem en geniet? Ek kan net praat uit my eie ervaring uit met my troudag. Please do. En iets wat vir my en my man baie spesiaal was, is ons het gery tot waar ons foto's geneem het en ons nou klaar foto's geneem is. Dis daar 'n oomblik in die kar wat ek en hy alleen sit om nou weer terug te ry na die venue toe. Was nie ver uit mekaar uit nie, maar mense wou nou nie stap in jou trourok en alles nie. Nee. En ek sou sê elke paartjie moet net ergens 'n oomblik afkruip wat dit regtig net hulle twee is. En ek verstaan jy, daar is, as jy jou koppelfoto's doen, is daar tydjie wat jy alleen is, maar die fotograaf is daar. Ja, tog. So daar moet regtig net iets wees waar jy vir mekaar in die oë kan kyk en sê, ons is actually nou getroud. Oh, you seen this? Dit het nou net gebeur. Kyk hoe lyk jy, kyk hoe lyk ek, wat ook al. So ja, kry 'n oomblik waar dit net julle twee is, waar daar geen distractions rondom jou is of iets nie, en kyk dit vir mekaar in die oë. Ek sou sê na die seremonie, want dan is dit nou natuurlik, dit is gedoen. Ja. So ja, dit was baie spesiaal vir my die middag geweest. Ons het dit nie beplan nie. Dit het net gebeur dat ons weer saam in die kar is en ons is nou op pad terug, want toe is die bridesmaids en die groomsmen ook al weer weg en alles, en ja, die fotograaf was in haar eie kar, so dit is tog al so 'n oomblik wat baie spesiaal was. Goeie wenk. Ek onthou, hy het nie geweet op wat se liedjie ek gaan instap nie. Ja. En toe in die kar, want dit was 'n verrassing geweest, toe in die kar, en so sê ek vir hom, wat het jy gedink van die liedjie? En hy kyk my so, hy sê, ek weet eintlik wat gespeel het nie. Watter liedjie? Oh nee. Sê ek, dis okay, ek sal dit weer vir jou speel. Bless you so hard. En nou oomblik toe jy daar afstap, was hy net seker, wat? Ja.
Mama. So dit was baie dierbaar geweest. Nee, maar sien dis sulke eerlike oomblikke en onskuldige oomblikkies wat ook soos by jou gebly het. Jy onthou dit van hom en nee, maar ek dink natuurlik, dit is so groot dag. Emosies is so hoog. Dit is fisies moeilik om alles in te neem wat gebeur, maar daar is so baie wat gebeur. Ja. So om 'n dedicated 5 minute julle tweeetjies alleen te hê, check net in met mekaar, besef wat julle doen, besef hierdie groot oomblik en hierdie grootheid van die dag. Ja. Dis besonder. Ja. Wat is die grootste les wat jy al geleer het deur om met bruide en bruidegomme te werk? Ja, definitief om aan te pas by verskillende persoonlikhede. Wow. Want jy kry bruide wat die blomme is vir hulle die belangrikste ding op die dag en hulle is so buite hulle vel opgewonde om hulle bouquet te ontvang of om die blomme te sien en hulle skree en spring op en af en huil as hulle vir jou sien met die blomme en jy weet, en dan kry jy bruide vir wie dit eintlik nie so 'n groot ding is nie en hulle fokus eerder op iets anderste en dan is dit, ek het al gehad waar ek 'n bouquet gaan afgee en dan is die bruid nou maar besig met haar make-up en sy sê soos, jy kan my net nou neersit en vir ander bruide is soos weg, hou gou vas. Waar is die bouquet? I need to focus. Ja, so definitief om aan te pas by verskillende persoonlikhede want jy kan ook nou nie op en afspring by 'n bruid wat nie op en afspring nie of anderste om. Ja, en dan ook natuurlik met die mamas en die bruidegomme wat ook baie opinies het. So betrokke. Wat so betrokke wil wees. Net om al daai persoonlikhede te impress en met dit te werk. Dis nog 'n skill. Challenging, verseker. En insluitend, wat sou jy sê is jy die heel dankbaarste heidaglik in jou lewe? Definitief die Here se voorsiening. Ek het al, daar was so baie kere wat ek definitief verskriklik angsbevange of paniekerig kon raak oor iets van 'n troue en dan bid ons net en ons gee alles vir die Here en dit werk net altyd uit. Ek het tog nooit iets gehad wat ek kan dink die Here was nie hier by my gewees of iets soos dit nie. So ja, definitief die Here se voorsiening. En dan ook my man. Jene, ek sou nie hierdie kon doen sonder hom nie. Ek sê gisteraand vir hom, ek sou dit dalk sonder jou kon doen, maar dit sou nie lekker wees nie. Nee, en jy wil nie. Nee. Want Emile Gous. Hy is regtig my regterhand as dit kom by setups. Wat eintlik nie algemeen is vir 'n man om deel te wees van die setups. Ja, nee, dis waar. Maar hy is so oulik. Hy skuif die voertuig as hy geskuif moet word. Hy laai die swaar kersse af, hy pak die kersse uit vir my. Hy sal die mechanics agter die arch toemaak met greenery en hy is net daar vir enigiets wat ek voor nodig het. En ek vertrou partykeer sy opinie meer as ander mense se. As ek nou sê, maar lyk die bouquet reg of lyk daai steel reg en hy gee nogals ordentlike feedback ook. So ja, ek sou gesukkel het sonder hom. Daar was nog 1 of 2 troues wat ek sonder hom moes doen wat hy ongelukkig op 'n Saterdag moes werk. En dan sit vir my moeilik, jong. Nie lekker nie, man. Ek het waar is hierdie man van my? Nee, hy is definitief 'n champ en ek is so bly dat iemand wat so operate soos jy tog daai ondersteuning en daai support het, want mens het dit nodig. Ja. Dis amazing. Ja, en hy sal ook party Vrydag as hy nou van die werk afkom en ek is nog besig om te blom. Sal hy net daar by my in die studio kom sit terwyl ek nog blomme insteek en met my geselskap hou of iets en dan as ek nou klaar gewerk het dan sal hy saam met my help om die van te laai en hy's net daar. Ja. Dit help en dit maak 'n verskil. Ja. Baie dankie dat jy jou storie vandag met ons kom deel het. Dit was vir my so besonder en spesiaal, want vir die van julle wat nie weet nie, ek en Monique het saam gestudeer en ons het saam ons internships gedoen en is ook 'n baie goeie vriendin van my. So dit is eintlik besonder spesiaal om nou na amper, sou ek my herinner, amper 10 jaar dat ons mekaar ontmoet het. Ja. Hier te kan sit en te kan terugkyk op jou paadjie wat jy gestap het en hoe jou ongelooflike groei was.
Dit is regtig inspirerend. Dankie. So, nee, regtig. So ek wil net vir jou sê, ek wens vir jou alle sukses toe Dankie. op jou pad vorentoe. Mag die Here dit uit en uit net seën en al die werk jou kant toe stuur wat jy verdien. En dan moet ek ook net sê hoe opgewonde ons is om vir ou klein ding te verwelkom. Is dit amper 'n baba? Kan jy dit imagine? Dit is Ja, dit voel nog nie regtig nie. Dit is baie regtig, maar dit voel nog nie regtig nie. Okay Monique, so as daar mense is wat nou sal belangstel in jou bloemistdienste, vertel vir ons asseblief waar hulle vir jou kan kry en waar hulle vir jou kan kontak. So die beste weerspieëling van my portefeulje is definitief Instagram. Yep. So dis net @tilted_tulip_. Okay. Ek het ook 'n webwerf. Webtuiste. Deel graag. Is www.tiltedtulip.co.za en my e-posadres is ook hello@tiltedtulip.co.za. Perfek. Ja. Baie dankie. Dankie vir jou. Ek wou nog altyd op 'n podcast gewees het, so dis so cool vir my. Daar is iets besonders wat gebeur wanneer twee mense om 'n tafel sit en stories deel. Vandag se gesprek het ons herinner dat selfs iets soos 'n blom 'n storie kan dra wat vir generasies voortleef. Dankie dat jy geluister het. Tot volgende keer.